Goeiedag geliefdes in die Here, weer eens ou Theo vanmôre hierso. 'n Lekker kopie koffie vir julle. Raas hy, soos hulle sê, die koffie gee vir ons 'n kickstart. Ons gaan so 'n bietjie aangaan vanmôre. Vriende, ek is besig om met julle te praat oor die kenmerke van 'n getuie vir Christus. Onthou Jesus se woorde in Handelinge 1:8 waar hy gesê het: "En julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees." Ons moet getuies wees van die Here. Nou gister het ek so as inleiding net daaroor gepraat, die buitelyne gegee vir u wat 'n Christen getuie moet wees en wie hy is. En vandag gaan ons daai punte een vir een met u behandel. Punt nommer 1, 'n Christen is 'n verloste wat van sy verlossing vertel. Weet jy dat niemand kan van Christus getuig as hy of sy nie werklik al gered is en die sekerheid het van hulle eie verlossing nie? Jy kan tog nie ander aan Jesus voorstel as jy hom nie self persoonlik al ontmoet het nie. Jy kan nie aan 'n ander iets gee wat jy self nie besit nie. Toe Petrus daar by die tempel om almoses gevra is, wat het hy aan die krepele gesê? Hy sê: "Goud en silwer het ek nie, maar dit wat ek het, dit gee ek vir jou," in Handelinge 3:6. So wat het ons? As ons gered is, het ons Christus en ons gee dit vir mekaar. So 'n getuie kan nie bloot 'n godsdienstige mens of 'n getroue kerkganger wees nie, maar hy of sy moet 'n verloste wees. Iemand wat persoonlik ervaar het hoe God hom of haar verlos het van hulle sondes en wat weet dat hulle die ewige lewe het. Onthou wat sê die woord, hy wat die seun het die lewe, wie die seun van God nie het nie die lewe nie. So jy kan nie mense voorstel aan Christus wat aan hulle die ewige lewe gaan gee, as jy nog nie self daai lewe het nie. Nou 1 Johannes 5:12 is wat ek met die gekwoteer het. Nou vriende, alleen as ek Jesus aangeneem het, aanvaar het as my persoonlike verlosser, het ek hom en kan ek van hom getuig. In baie godsdienste, soos byvoorbeeld die Jehova getuies, moet mense getuig en ander probeer wen vir hulle geloof. Hulle moet hulle saligheid probeer verdien, vir soveel mense moontlik te vertel van hulle leerstelling. Jy sien, hierdie getuienislewing het egter geen krag nie en bring net verwarring en geestelike dood. Jy kan sien hoe mense hulle deure toeslaan en die mense nie toelaat nie, want hierdie mense kom om te vertel terwyl hulle self dood van binne is. Hulle het nie waarlik waar 'n lewende getuienis wat hulle kan aflewer nie. Alleen 'n verloste, alleen 'n wedergebore mens het iets wat die moeite werd is om aan ander te gee. Alleen as jy kan sê, ek weet, my verlosser leef, soos wat Job gesê het in 19:25, kan jy vir ander help om ook vrede en lewe by Jesus te vind. Die tweede punt is, onthou wat ek gister gesê het, is 'n getuie is 'n veranderde mens. As 'n mens se verlossing, vriende, nog geen sigbare verandering in jou lewe gebring het nie, het jy nog niks om van te getuig nie. As jy waarlik verlos is deur Jesus, word jy definitief ook verander. Dit moet ek jou sê. Die Bybel sê van ons in 2 Korintiërs 5:17, en nou weet u wat ek kan sê. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, want die ou dinge het verbygegaan. Let wel die woord, dit het verbygegaan. Dit het alles nuut geword. Die ou lewe moet afgelê word. Johannes 3:30 moet jou lees in jou keuse wees. Ek moet minder word sodat Christus meer kan word. Ek moet oorgee aan sy gees. Wat my verander, vriende, nou hierdie waarvan 2 Korintiërs 5:17 praat, hierdie nuutgemaakte veranderde mense, na wie ander kan kyk en sien, dinge het verander. Hulle word kragtige getuies vir God. As jy nog nie 'n siel na die Here toe gelei het nie, kyk na jou eie lewe. Ja, jy sê ek is gered, maar is daar vrug op jou lewe? Het jy gegroei? Het jy iets om te vertel? Vriende, as jy nie skaam is vir die lewe wat jy lei as Christen nie, hoef jy ook nie skaam te wees om uit te gaan nie, want niemand sal 'n vinger na jou kan wys nie.
Vriende, 'n veranderde persoon is 'n persoon met 'n veranderde gesindheid, wie se optrede en taalgebruik spreek. Alles spreek van 'n lewende God wat kragtig in hulle werk en wat nog mense lewens totaal nuut maak. Ek wil net vandag vir jou sê, God doen nie halwe werk nie, God doen nie labwerk nie. En as jou lewe spreek van Christus, wat jou verander het, gee dit hoop aan hopelose mense. En mense sal dan sê, en sal weet, en hoop ook op hierdie ding, hulle sal ook sê, wat God vir daardie mens gedoen het, kan hy ook vir my doen. So vriende, hierdie verandering in die lewe van die verloste mense vind nie altyd dadelik plaas in al die areas van sy lewe nie. Want jy sien, redding is onmiddellik, maar heiligmaking is 'n progressiewe proses, waarin die Heilige Gees daagliks aan jou werk, aan jou skawe. Die timmerman vanuit die hemel, die Here Jesus Christus, het hierdie ander helper gestuur, om te help skaaf te verander aan jou. En soos jou lewenspad voortgaan met God, en jy hom toelaat om jou te reinig en jou te heilig deur die werking van sy Gees, word die verandering in jou al meer sigbaar, en weet jy sal mense na God trek deur jou optrede, want jy is 'n brief wat deur ander gelees word. Die verandering mag ook nooit ophou nie, vriende, want Kolossense 3:9 sê, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens bekleed vanweë vir die vernuwing wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Daar is 'n aanhoudende proses, is iets wat nooit ophou nie. Glo vir my, as jy dink, jy het al op 'n plek gekom dat jy nie meer hoef geestelik te groei nie, is jy op 'n plek waar jy gaan begin terugval. Daar is nie stilstand nie, dit moet net progressief aan en aangaan. Dit is soos 'n leer wat jy klim, al hoër en hoër. Dit is soos 'n vakleerlingskap in jou geestelike lewe, waar jy al meer van Christus leer, maar jy sal nooit volkome wees, soos Jesus nie. Maar jou strewe moet daarna wees om aan te hou om te groei. En wanneer jy groei, en jy kom op 'n plek, sal jy weet, ek is reg om nou 'n lewende getuie te word van Jesus Christus, en ek kan gaan vertel wat Jesus kan doen verander, wat hy wil doen verander, en hoe hy stikkende mense lewens kan vertel. Want jy sien, soos ons nou gesê het, 'n Christen, die derde punt, is 'n groeiende Christen. Ons het al reeds nou daaraan geraak. Daarom sê ek ook vir jou, daar mag nooit stilstand kom in die lewe van 'n gelowige nie. Anders het hy niks niets om oor te gaan getuig nie. Want mense wil nie elke keer die ou selfe storie hoor nie. Daarom sê Hebreërs 6 vers 1, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. En so sê die woord ook vir ons in 2 Petrus 3:18, julle moet toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Weet jy dat so baie Christene het eintlik niks anders om te getuig as net hulle bekering nie. Hulle vertel jou graag hoe sleg hulle voorheen was, hoe goed hulle nou is, maar hulle het niks om te vertel van nuwe dinge wat God vandag vir hulle gedoen het nie. Baie keer draai die getuienis net om hulle self en word daar baie min van Jesus se verlossingsmag vertel. Vriende, jy hoor dan ook nie sommer van hulle oor die verhouding wat hulle het met die Here nie. Ons moet in 'n verhouding staan. Daar is heerlike gemeenskap met Jesus as ons in verhouding met hom staan. So, mense wat net oor die beginninge praat, gewoonlik is hulle getuienis eintlik maar net 'n historiese getuienis, iets wat in die verlede gebeur het, maar die vraag is, waar staan ons vandag? Dis soos daai komiese verhaal, wat vertel word van 'n man wat na sy bekering alles neergeskryf het van hoe wonderlik God hom verlos het.
En wanneer daar mense gekom het hy sy gestrewe getuienis gaan uithaal en aan hulle voorgelees. Soos die jare aangegaan het hy al minder getuig, omdat hy niks niets en niks opwindends in sy geestelike lewe ervaar het nie. En toe daar op 'n dag weer mense kom teenoor wie hy wou getuig en oor sy merkwaardige bekering, het hy sy vrou gestuur om sy getuie uit die kas te gaan haal waar hy dit gebeer het. Na 'n rukkie kom sy vrou toe egter terug en sy sê, jammer my man, maar die muise het jou getuienis opgevreet. Nou vriend en vriendin, ons sal môre aangaan met die ander, vir die 4de, 5de, 6de dele, in nog 'n video, want ek wil nie die video's te lank maak nie. Maar wil ek vir jou afsluit en dit vir jou sê, as jy nie 'n groeiende Christen is met 'n lewende daaglikse verhouding met Jesus en 'n gedurende ervaring van sy goedheid en hoe sy gees in jou werk en hoe nuwe dinge gebeur in jou lewe en hoe hy dit aan jou openbaar nie, sal ook die muise van die lewe jou getuies opvreet, sodat jy later niks sal hê om te getuig nie. Ek glo as ek moet iets anders by hierdie verhaal, dat baie mense in die begin gekom, maar omdat hulle altyd dieselfde storie hoor, het ook die gehoor opgedroog. Maar tot môre vriende, God seën u, God draai deur en God sal met u wees. Dis nou een ding wat ek vir u kan sê. Hebreërs 13 vers 5 sê hy, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat en nooit nie steek laat nie. En God is nie 'n man of 'n mensekind dat hy iets sou sê en nie waar maak nie. God wil jou gebruik, God het jou gestuur, maar kyk na jou eie lewe, nader tot God, en hy sal tot jou nader, word vervul met die Heilige Gees, en wees 'n kragtige getuie vir Jesus. Vader, seën ons elkeen, so ook die woord, en Heilige Gees van God, wees u die naprediker, ook van die woord wat ons gebring het, maar wees ook die bewerker, in die harte van elkeen, om hulle te dring, deur die liefde van Jesus, om getuies te wees vir Jesus. Maar help ook elkeen van ons om ons na ons eie lewens te kyk, sodat ons opreg gesuiwerde mense kan wees, wat groeiende Christene is, met 'n verhouding met Jesus, sodat ons met vrymoedigheid vir Jesus kan getuig. Amen.